In die vorige episode het ons gepraat oor wat skills is. Vandag bou ons een. Van niets af met jou eie data en jou eie manier van dinge doen. En jy gaan sien, die geheim is nie om die skill eers te skryf nie, die geheim is om die werk eers reg te kry en dit dan vas te vang. Teen die einde van hierdie video het jy 'n werkende getoetste skill gebou en jy weet presies hoe om dit op te dateer en te deel met jou spanmaats. Hoekom maak dit saak? Die meeste mense maak een groot fout. Hulle maak die skill creator oop, beskryf in woorde wat hulle wil hê en hoop vir die beste. Dit is heeltemal agterste voor. Jy is die expert van jou eie proses. As jy Claude eers deur die taak stap vir stap vat, soos wat jy 'n werknemer sou afrig en jy maak seker dat dit reg is, dan eers het jy iets wat die moeite werd is om te stoor. 'n Skill is op die ou end net 'n vasgevangde, geverifieerde proses. As die proses nie eers werk nie, gaan die skill ook nie werk nie. Kry hierdie volgorde reg en jy kan voortaan enige herhalende taak met een opdrag laat uitsorteer. So wat jy gaan nodig hê is natuurlik CoWork op jou rekenaar, 'n working folder met jou eie foto's, datas en enige relevante files of assets en die skill creator moet aangeskakel wees. So as jy by Customize gaan, ons gaan hier na toe, dan sal jy sien, jy sien by Skills, dan sê jy Skill Creator en maak seker hy is aan. Hy is gewoonlik aan, maar maak maar net seker dat hy aan is. Skills van die internet af is baie lekker en daar is verskriklik baie van hulle en ek gebruik van hulle self, maar dit is die regte, hoe kan ek sê, leverage kom as jy jou eie werksprosesse kan vasvang en Claude so leer. En dan stap 2. Jy doen eers die taak saam met Claude en jy sien of dit moontlik is. Volgorde. Jy doen die taak saam, jy verifieer en jy stoor. Moenie die skill creator eers oopmaak nie. Maak jou working folder reg soos jy weet, soos wat jy dit sal opstel vir 'n werknemer om alles maklik te kry. Sit al jou assets, foto's, fonts, logos, voorbeelde, alles op een plek. So kom ons begin. So ons gaan eers die werk doen saam met Claude. Ek het 'n fake bankstaat create hierso. Dis iets wat ek elke maand doen. Nie die fake bankstaat create nie, maar wat ek my bankstate oplaai. So dan gaan ek nou, kom ons gaan hierso sê, please take this bank statement and create a profit and loss in Excel. So, dan vat hy hom nou en hy gaan nou die Excel dokument create waar hy vir jou profit and loss gaan doen. So, hy vra nou 'n paar vrae net om meer konteks te kry. As jy byvoorbeeld dit, jy weet, as jy dit nou heeltyd gedoen met die hand, dan kan jy altyd vir hom in daai leer voorbeelde laai van hoe jy dit gedoen het, dan gaan hy 10-1 minder vra hê, want hy gaan sien presies hoe jy dit gedoen het en hy gaan dit dan op dieselfde manier doen. So, daar is hy nou klaar. Kom ons kyk wat het hy ingebring hierso. So hierso kan jy nou sien, het hy vir jou 'n hele profit and loss gedoen met so 'n paar punte daaronder. Nou kan jy byvoorbeeld vra, kom ons sê vir hom do analysis on our spending, check where we are losing money. So dan vra jy nou vir hom vir 'n tipe van 'n analise. En wat lekker is, as jy weet, as jy dit nou meer en meer doen, kan jy vir hom vra om jou spending te, hoe kan ek sê, te kyk teenoor ander maande. Dit gaan jou 'n beter idee gee van wat daar aangaan, want dan het hy natuurlik meer konteks, okay? Dan is daar nou klomp goed wat jy natuurlik kan doen. Jy kan jou accounting program hierso connect met Claude en jy kan vir hom vra om, kom ons kyk gou hierso, June is peak season, say one of our best months,
everything. Kom ons sê sommer dat hy vir ons 'n dashboard maak. Ja, so jy kan jou accounting program laai met, jy weet, connecteer met Claude, as jy byvoorbeeld Zoho of so iets gebruik, of Xero, daar's 'n paar ander ook, en dan kan jy natuurlik vir hom vra om jou Zoho op te dateer met jou bankstate, dan hoef jy dit nie self te doen nie, of jy kan vir hom vra of altyd vir data van daar af, om, jy weet, vir jou analises te doen, en sulke tipe goed, wat nogals lekker maklik is. En daar is hy klaar, hy het so 'n tipe van 'n ding hier gebou, kom ons sê net light mode, wat hy vir jou sê, waar jou money, jou geld heen gaan, net profits, margin of safety, vaste kostes is hoog, so, dit is nou alles gedoen van 'n fake bankstaat af, onthou dit nou net. As jy jou regte goed hier begin insit, en jy doen dit elke maand, alles is in dieselfde folder, dan begin hy daai konteks kry, en hy gaan baie vinnig agterkom, as daar byvoorbeeld iets nie reg is nie. So hy gaan dadelik vir jou sê, as daar iets uit lyn uit is, omdat die beste ding wat AI kan doen, is om 'n patroon te raak te sien. So, sodra daai patroon nie reg is nie, of as daar, jy weet, 'n tipe van 'n anomaly is, dan gaan hy dit dadelik raak sien. So, ons het nou 2 stappe gedoen, waar ons gesê het, basies, maak vir my die Excel profit and loss, en doen vir my hierdie tipe van 'n analise. Jy kan nou byvoorbeeld ingaan op jou profit and loss, en vir hom sê, hoor hierso, maar hierdie goed is nie reg gekategoriseer nie, jy weet, doen dit reg, of hierdie ding is nie reg op die analise nie, doen dit so, en dan so kan jy hierdie hele ding verfyn, die proses, laat hy alles reg kry, presies soos wat jy dit wil hê. Ons gaan nou sê vir hom, okay, use the process we just did and create a skill called month end. Ons maak dit maklik, en dan gaan hy die proses wat ons nou gedoen het, vat, en hy gaan dit 'n skill maak. So volgende keer, as jy jou bankstaat oplaai, dan gaan jy net /month end druk, en dan gaan hy dit basies vir jou doen. So maklik soos dit, dan gaan hy vir jou die Excel spreadsheet met die analise doen. So ja, jy weet, hy gaan die 2 goed vat, en hy gaan dit nou combine, en hy maak dit in een skill. Jy kan altyd jou skill edit, as jy byvoorbeeld iets wil bysit. So sê nou maar, jy is nou geconnect met jou accounting software, en jy wil hê, hy moet dit vergelyk met jou, wat in jou accounting software is, en wat actually op die bankstaat is, dan sit hy net vir jou nog 'n stap by. So hy gaan nou hierdie skill maak, en dan basies, as jy nou weer bankstaat oplaai, dan gaan jy net die /month end gebruik. Kom ons wag vir hom, en ons kyk wat doen hy. En daar is die skill. So ek wil net vir jou hier wys, hierso is die progress gewees van hoe hy die skill gemaak het. Die output, so hierdie oorspronklike dokumente bly in konteks, dat hy heeltyd daarna kan verwys, en dan die konteks binne in die skills, is daar 2 skills binne in die skill, wat die een is die Excel dokument, en die een is die data visualization. So as jy hier na customize toe gaan, dan het jy jou skill daar, month end. Hierso gaan jy sien, hier's 'n share knoppie, so as jy dit met jou span wil deel, jy moet op 'n team plan wees by Claude om dit te kan doen. Jy kan hom ook hierso download, en hom net vir iemand stuur, wat hom dan weer kan upload, en dan sal die skill vir hulle ook so werk. Maar die verskil is, as jy die skill update, so hierso sal jy sien, hier's 'n edit with Claude funksie hierso, waar jy kan die skill, jy weet, nuwe goed bysit, en dalk goed verander, wat jy laat na ruk nie meer vir jou werk nie, dan is daar een verskil tussen om hier te share en om af te laai. So as jy hom aflaai, en jy stuur hom vir iemand, hulle gaan nie die nuwe updates kry wat jy hier maak nie, maar as jy hom hierso share, saam met op die Teams opsie, dan kry die persoon wat hom
van jou af gekry het, gaan heeltyd die nuwe updates kry soos wat jy dit maak. So, jy weet nou om 'n skill van niets af te bou, op te dateer en te deel, maar hier is die ding. Party mense kry vinnig wonderlike resultate hiermee, terwyl ander sukkel met presies dieselfde tools. Die verskil is nie in die prompt nie. In die volgende episode wys ek vir jou wat is context engineering. Hoekom sommige mense beter resultate kry, wys ek jou presies hoekom. Maak seker jy is ingeteken op Aitsa, sodat jy dit nie misloop nie.